Cliff Central cameos on cliffcentral.com. Welkom terug op cliffcentral.com. Jy luister na Bouwer Bosch en Gilly Hofman en saam met ons in die ateljee het ons vir die legende swart kat Piet Matipas, Zeemanderland skrywer en dan 'n voormalige in Suid-Afrika, Melinda Bam. Welkom. Hallo. Jy kan Volgens my is dit 'n reunie. Ja, want julle twee, jy en Piet was saam in matriek. Yes, saam op skool van staan 6 drama gedoen. Ja, tot 2007. Ek- 007 Maar Piet was onderhoofseun, was jy onderhoofmeisie of nie? Too Ja, ek soon? was die wind en almal se sy. Jy was die Dis mooi was hy cheerleader wat so slim was nie of wat? Maar jy is baie slim. Jy was slim, ek vra. Hey, hierdie is school stereotypes. Hierdie is school stereotypes. Jy is ongelooflik slim, almal weet dit. Dit was 'n prefect. Hoorie maar welkom by die show, Melinda. Dis lekker om jou hier te hê. Dankie. Was die Ek sal trip- nog besluit of dit lekker is. Was die trip alright van Pretoria af? Ja, dit is. Jy is nog 'n Pretoriaaner, né? Ek is 'n Pretoriaaner, Nee. trotse Ja, Pretoriaaner. natuurlik. Ja. Hoorie, so waarmee hou jy jouself besig? Want jy bestuur ook nou die hele Suid-Afrika Friends. Of nie bestuur, maar ek bedoel jy is in beheer van dit of Ek is betrokke gewees tot in met Maart maand het ek nog die bestuur daarvan gedoen en ek is nou maar net betrokke met die training van die meisies voordat hulle oorsee gaan. Maar ek fokus nou 'n bietjie meer op my eie besigheid, Womentality, wat ek en Anja van Sail, vriendin van my, saam begin het. En ons toer die hele land vol, praat met vrouens, jong meisies by skole. Ons het in 2014 net ons omtrent so 18,000 vroue reg oor die land gesien en gespreek. So. En dit is my hart en passie. En Ja. ons is besig om uit ons nate uit te bars. So ek gaan maar daar waar mense se calling jou die Ja, meeste ja. benodig. So ja. Wat praat jy met hulle? Ons praat oor alles wat eintlik maar oor vrou wees aanraak. Is al die lekker dinge en haar en gremering Shopping met die man se en kaart. fiksheid en gesondheid en al daardie goeders, maar So ons praat Instagram goed, Piet? ja, maar dan praat ons ook oor die goeie wat reg belangrik is en wat saak maak en wat 'n mens se identiteit in die samelewing eintlik maar vorm en verander. En die perspektief wat jong meisies oor hulle self het, oor wie hulle kan wees in die lewe, wat hulle drome is en hoe hulle daar kan uitkom. En dit is regtig vir ons ontsaglik belangrik, want veral in vandag se samelewing waar mense so gebombardeer word met social media, waar jy eintlik maar al hierdie instant informasie kry, is Ja. daar nooit meer mense wat direkte en intensiewe aandag Ja. gee aan sekere goeders wat eintlik 'n hele menswees vorm nie. Ja. So ons praat oor die goeders wat mense nie eers wil praat nie. Ja, ja. Soos jou identiteit. Maar hulle kom ons en praat hulle oor- luister, klink dit maar. Yes, So hulle is ja. honger daarvoor. Ja, Dis en fantasties. ons geniet dit. Dis 'n voorreg om invloed te kan hê in ander mense se lewe. En jy weet, Leandie was self daar gewees. Ja, Sy het ja. ook die girls geïnspireer. Ja, nee, julle doen amazing werk. Ja, Ek kan so nie relate geniet nie dit. want ek's 'n man, maar ek dink dis net awesome. Jy het tips om te gevat sien oor wat julle doen. Ek het moisturizer. probeer Vrou hierdie kan nie man wees vat. sonder die man, nie die man kan Ja, nie wees sonder die vrou. Ek gebruik van die ja. produkte wat julle gebruik, maar dis so ver as wat dit gaan. Hy ben nou en dan 'n Ek filter. sien daai lekker pink nail polish van jou daar. Ek wil touché, well played. That was even. Ek wil gou by jou hoor. Jy het nou gesê jy help groom aan die nuwe dames wat inskryf nou vir die volgende Ja. dis deel van jou job description. So Yes. hoe lyk daai proses? Soos hoe ver kan jy gaan sonder dat iemand voel jy verander hulle heeltemal en hulle is nie meer hulle self nie? Ek dink dit is eintlik maar net om te werk te gaan en te kyk wie die persoon is, wat hulle package is, wat hulle wil kommunikeer aan ander mense. Ja. As ek my as voorbeeld kan gebruik, toe ek in Suid-Afrika was en ek Miss University wou gegaan het ek 'n baie duidelike plan gehad van wat ek van ons land wil verteenwoordig. So dit is altyd great en mense dink ek gaan met Afrika print en vere en velle en allerlei bokkorinkies en goeders daar opdaag. Maar nie so sonder laai Maar nie. iets wat die buiteland nie van ons weet nie, is dat ons 'n ongelooflike mineral wealth het. En dit is iets wat vir my belangrik was om in daardie communiceren. te jaar te kan kommunikeer. En dit is iets wat glamorous was. En dit is iets wat nie net weer die gewone Afrika print rokkies is en verskriklik tradisioneel is nie, maar wat ons land ook weer eintlik half sexy gemaak het tot 'n sekere Ja. mate, as ek dit so kan sê. Ja. So dit is om te kyk wat jou missie en jou visie is van wat jy wil kommunikeer. En dan ja, om die sekere aspekte van hoe jy is, hoe jy jouself oordra, hoe jy lyk te kan verfyn, nie te verander nie, maar net te kan verfyn en te kan sê, hoorie sommer jy is die heel beste weergawe van jouself wat jy moontlik kan wees. Piet, hoe was Melinda op skool gewees en sy sou meer Suid-Afrika word? Was sy soos gewees? Sy was my juffrou Waterkloof, sy het al daar begin. Have you ever Ja, sy het al daar, sy was presies so. flip my back and forth. Sy's net baie, sy's amper sy klasie, maar sy was nog altyd klasie. Ja, Melinda. Julle twee was nie matriekafskeid Duits nie. Nee, ons was Het jy Piet het enigstens nooit gevra nie en Melinda het nooit aangebied nie. nee, ek het maar in die hoekie gestaan. Piet het nie rugby Niemand gespeel daar nie. was, ja. Ek kon nie sokkie nie. Ja.
Hy show. Melinda, iets wat vir my baie interessant was, of is, die jaar wat jy mee vir Suid-Afrika gewen het, was Relien Strauss 'n finalis geweest. Ja. En toe sy 2 of 3 jaar later, toe wen sy, en toe word sy nou mevrou wêreld op die ou einde. Ja. En gegee dit wat jy nou gesê het van hoe mense hulle self wil uitbeeld, wat dink jy was haar journey van haar eerste mevrou Suid-Afrika tot nou toe, en ek weet jy het 'n groot rol gespeel, dat sy haarself anders uitgebeeld het, of beter, of het sy ouer geword het, of... Ek dink Relien sy is dieselfde meisie wat ingeskryf het die jare as wat toe sy saam met my ook daar was. Sy het verseker baie meer volwasse geword en sy het baie meer gegroei en ek dink die feit dat sy verder nog gaan swat het en 4 jaar mediese student nou ook is, het vir haar baie meer vleis gegee rondom wat sy sê haar droom en haar passie is in die lewe. En ek dink dit het 'n groot verskil gemaak, want dit is een ding om te kan sê jy wil dit doen en jy wil daai doen, maar dit is 'n ander ding om te kan sê kyk wat het ek tot dusver gedoen en stap die paadjie dan verder saam met my. En ons het redelik in kontak gehou vandat ons saam deelgeneem het en sy was ook by Womentality gewees, ons het mekaar eintlik gereeld gesien, maar dit is net om iemand te vat van 'n jong dogtertjie met 'n groot ambisie en 'n droom, tot iemand wat dan volwasse is wat kan sê, ja, maar ek kan actually die hele posisie kan volstaan en die wie ek is, of dit wie ek is regtig goed genoeg om regtig dit te kan laat floreer en te kan laat groei. En dit is regtig wat sy gedoen het en waar sy vandag is, daar's baie mense wat 'n mens help in die proses, maar dit is alles haar verskriklike harde werk en haar deursettingsvermoë om te wees waar sy vandag is. En ek is verskriklik trots op haar. En hoe gaan dit met haar termyn daar buite? Ons sien nou baie goed in Suid-Afrika, maar hoe beleef die wêreld daar waar sy ook al? Ek dink die wêreld sien haar as die beste verteenwoordiging van wat ons nog altyd geweet het Suid-Afrika is. Dit is iemand wat regtig haar hele land kan verteenwoordig, wat warm is, wat grasieus is, wat uitgesproke is, wat 'n standpunt kan inneem, wat uit niks uit iets mooi kan skep, wat met enigiemand kan relate, wat met 'n koning kan daan en wat met die persoon op straat nog steeds 'n geselsie kan aanknoop en nog steeds 'n impak op mense se lewens kan hê. Ja. En die wêreld is lief vir haar. Ek dink hulle koop weer in op daai ideaal van wat 'n reine, jong, ambisieuse dame veronderstel is om te wees. Piet, gepraat van meneer Suid-Afrika. Is daar as rumors dat jy gaan inskryf vir, jy is nog 'n bachelor? Ja, ek is. So wat ek gedoen het is ek gaan gym. CrossFit. Ja, en al doen jy USN? Ek het 'n hemp aan wat tot by my nek kom. So ek reveal nog nie wat hier gaan uitkom nie. Before en after foto moet nog. En dan gaan al daai goeders uitkom. Kan ek net vra by Melinda, né, want ek dink baie mense dink hierdie is net beauty pageants, né? Ja. Maar wat se goed leer julle, wat se goed vat julle saam wat julle as mens vorm en nie net as die uiterlike vorm nie. Ek dink die uitdagings wat jy in jou jare het is seker die grootste ding wat jou vorm as mens. Dit leer jou om consistently jouself te kan wees. Want mense dink, nee, maar dit is maklik om net 'n beauty queen te kan wees, want jy moet maar net perfek kan act elke nou en dan en kry. Ja. Maar jy kry jou highs en jou lows in jou jaar en jy moet leer om dit op so 'n manier te kan package dat jy nog steeds reël kan wees vir die wêreld, dat mense met jou kan relate. En ek dink egtheid is seker die grootste les wat 'n mens geleer het, want jy het geen invloed as 'n publieke profiel of as 'n mevrou Suid-Afrika as jy nie nog steeds reël kan wees nie. En as mense nie nog steeds kan sien maar flip, Melinda het ook 'n bad day. Sy kry ook bysies. Sy sweet ook in die gym en kry 'n rooi gesig. Daardie goeters is goeters wat 'n mens laat relate en om nie skaam te wees oor jou storie en waar jy vandaan kom nie, sodat mense kan sien, maar flip. Selfs al is sy nou waar sy is, sy het ook uit moeilike omstandighede uitgekom. Sy het ook goeders deur moes gegaan het en bo dit uitgestyg het. En ek dink ek het geleer om baal te kan wees oor dit wie ek is en dit waarna ek glo en dit wat my passie in die lewe is. En dis 'n les om te leer, want mense is te bedaard oor om ander mense nie in die gesig te vat oor dit wat hulle oor sterk voel nie. Ligvoetig. So hoe lyk so as jy nou vir so 'n kompetisie as jy inskryf en so aan en jy ontmoet die ander girls van die ander lande en so aan, soos wie stuur die eerste friend request en begin julle soos 'n WhatsApp groep? Is dit 'n WhatsApp groep wat julle foto's rondstuur? Hey, Miss Croatia, you won't believe what just happened in my country. Ek dink dit is snaaks, maar flip ek het dit gedoen. Jy regtig almal. Ek het die meisies wat ek gedink het, okay.
Suid-Afrikaners, Australiërs, is my Afrikaans reg? Australiërs. Australiërs, genade. Ek het nou Nikkie van der Berg het my daar so rarig in mekaar gemaak. Nie van ons moet al luister nie. Nee. Okay, ja, maar en Amerikaners verstaan ons net sekere goeders in wat gemeenskaplik is. En om meer dit te kan begin gesels sodat jy net ten minste weet jy is nie 'n vreemdeling as jy daar aankom nie. So yes, ek het ge-Instagram en gedirect message en gesê ek sien uit om julle te ontmoet en jy pak geskenkies in. En hulle reply. Ja, natuurlik, want hulle weet, keep your friends close but your enemies closer. Maar het julle mekaar nie getrip of wou trip, was daar nie catfights nie? Nee, snaaks genoeg nie. Daar's 'n paar meisies wat verskriklik bitsig was en daar sal altyd wees. Ja. Elke land se oorheersende persoonlikheid. Ek sal sê elke kultuur het maar 'n persoonlikheid aan hulle. Die Latinas is verskriklik feisty en is aggressief, ja. Nee, maar baie opgeruimd en baie eintlik voorbarig as 'n mens dit so kan sê. En hulle kan flip en bitsig ook wees as hulle lus het. So daar's en dan natuurlik as jy kyk na die Russians en die Croatians en hulle is almal hierdie koue, calculated jong dames wat lyk asof hulle met skop. En die een dag en ek is maar net Melinda wat soos 'n bonsballetjie wat die flip in gange afhop en vriendelik is en almal vriendelik is en met almal praat en gesels. En ek stap verby die een girl en sy lyk vir my ontsaglik mooi en ek love haar outfit wat sy aangetree het. En ek sê vir haar, "Jy lyk amazing vandag." Sy sê, "Oh, thank you." Stap sy net verder, maar die gesig, it looks good kill. Ek het gedog my ligpyp trek toe. Ek moet sê, ek het my toiletries toegesluit. Want ek het 'n vrees dat iemand 'n hair removal product in my shampoo gaan gooi. Miss Congeniality te veel keer gekyk. Maar my kamermaat was Miss Great Britain en sy was amazing geweest. Sy was great. Sy was regtig great. Maar en dan was Holly Hale. Holly Hale, hoe nice klink dit? Nee, dit klink so oulik en sweet. Ja, en ja, nie altyd so gelag nie. Ons het so gelag. Ek en sy het regtig ons het 'n pyjama party elke aand omtrent gehad. Sy is baie dierbaar geweest en ek dink my redding terwyl ek aan die ander kant was onder stresvolle omstandighede ook. Maar jy is getroud nou al 2 jaar? Ja, nee, November, ja. Genade. Was jy daar nie? Ek is nog 'n jong getroude. Was jy genooi nie? Obviously jy was toe mee vir Suid-Afrika, so enigiemand wat by jou kom pas moes obviously meneer Suid-Afrika wees, maar niemand was niks minder. Jy moet niks minder nie. Maar mense dink dit is so eenvoudig soos dit. Ag, meneer Suid-Afrika, meneer Suid-Afrika, poef, en dit werk net. Maar Adrian het my gesien toe ek op kampus rondgeloop het in my flip-flops sonder gramering met my ponytail wat skeef hang op my kop en hy het toe al vir sy vriende en vir sy familie gesê en yes, I did a background check. Toe al vir hulle gesê, daai meisie gaan eendag sy meisie wees en hy het gegaan van om te sê sy gaan eendag my meisie wees na te sê sy gaan eendag my vrou wees en ek dink dit is seker die grootste getuienis in ons lewe om te kan sê dat die krag van lewe en dood lê regtig in jou tong en in dit wat jy spreek. En dit wat hy gespreek het is vandag ons realiteit en ek kan nie meer dankbaar wees daaroor nie. Maar hoe juggle jy die huwelik? Ek meen want jy is ongelooflik besig. Ek sien op Instagram jy was 2 weke terug in New York. Yes. En ek praat nie van Google Earth New York. Letterlik. Ek praat van 'n internetkafee. Ek word letterlik, jy was letterlik in die stad. Regte. So hoe juggle jy al hierdie goed en hoe belangrik is dit soms om jou huwelik en mense bo beroep te sit en bo inkomste? Ek dink huwelik sal altyd heel eerste prioriteit bly want ek dink dit is daai eenheid wat saam moet funksioneer en ek dink 'n mens daar's baie mense wat dink jou roeping in die lewe is iemand en 'n persoon, maar jy het jou lewensmaat wat saam jou roeping en saam jou passie moet help uitleef en help ondersteun daarmee. En dit is regtig iets wat ons baie op fokus. Adrian is my grootste ondersteuner en ek is sy grootste ondersteuner. En waar daar geleentheid is, probeer ons om goeie saam te kan doen ook. Ons het nou oorsee moes gegaan het eintlik maar vir werk, vir sy werk en toe het ek saam gegaan en ek dink ons is in 'n baie bevoordeelde posisie ook dat ons tyd so kan beplan om 'n klein bietjie meer flexibility te kan hê, om saam te kan reis en die wêreld te kan sien en ons is jonk, ons het nog nie kinders nie, ons het nog baie drome en ideale wat ons wil doen en ons beplan om dit alles ook saam te kan doen en dit is flip 'n avontuur, dis lekker. Kan jy kos maak soos 'n boerevrou? Ek kan kos maak soos 'n boerevrou, ja. Papoetjies. Ek moet sê, dit is my die flippin cute ding van Adrian nog altyd gewees. As hy begin eet het, dan klink dit so.
Hy sing as hy eet en ja, so ek gaan uit daarop om flippend lekker kos te maak, Ja. sodat ek net dit kan hoor. Mr. Delivery maak die lekkerste kos. Wat gaan julle doen? Het julle al hierdie gedink? Ek en Gielie het nou daar gewonder. Sê net maar julle kinders is nie so beeldskoon soos jou en Adrian nie. Wat 'n pressure gaan op hulle. Gelukkig is ons die ouers en die ouers dink altyd die kinders is die heel mooiste in die True. hele wêreld. So ek weet nie, julle moet Gaan julle hulle inskryf soos vir toddlers en tiara, daai goed? Nee, Nee. nee. Of Nie nou in net my genoeg lewe besluit, hulle nie. gaan ingenieurs Nie in my lewe nie. Nee, ek weet nie. Adrian sal seker hoop ons Ek kan altyd aanneem. Seentjie Ek wil 'n pizza speel kind eendag aanneem. golf en ons kan net gaan golf speel vir die res van ons lewens. Ja. Maar jy is betrokke met liefdadigheidswerk ook? Ja, Ja. ek is ambassadeur vir die Business for Empowerment Trust en dit is 'n organisasie wat verskeie beneficiaries het onder hulle wat hulle regtig help om op 'n sustainable manier die organisasies te kan beheer, bestuur, befondsing voorkry. My een projek wat ek in Mevrou Suid-Afrika gehad het was Tutuzela Daycare Center. En ons het nou einde verlede jaar het ons die projek voltooi wat ek aangepak het in 2012 en dit is baie langsame proses want ons het vir hulle 'n nuwe huis gekoop en aangebou en alles en dis regtig goeders wat 'n mens nie sonder daardie tipe ondersteuning kan doen nie. Hulle help ook verskillende ander projekte wat seker maak dat mense van agterblewe gemeenskappe toegang het tot dieselfde fasiliteite, dieselfde onderrig, dieselfde geleenthede wat ons het in die lewe soms. En dit is my voorreg om saam met sulke mense te kan werk wat eensgesind is in die visie wat ons het vir ons land. Ons het nou by Piet gehoor Frans van hoe jy was op skool en toe sê jy was presies hoe nou. So hoe was geef ons 'n bietjie background info Hoe oor wat Piet Piet op skool Piet was. was op skool die swart kat gewees. My magtig. Die Piet het blanke kat posters daai. opgehang en hy het gekampanje vir onderhoof seun. Hoe vertel ons van daai kampanje? Hoe was dit? Ja. Wat moes jy doen? Pyn. Jy het gekampanje. Daar was posters vir. Jy het swart kat posters opgesit en nee, dit was Piet vir president gewees. En maar dit was 17 jaar. Sien jy wou president word, Piet? Nee, ja, hy wou. Ek wou op 'n tyd dit gedoen, nou nie meer nie. Nee, ja, ek nee, het ek die pad dink- byster geraak. Nee, ek dink hy het eintlik op die goeie pad geloop, om eerlik te wees. Nee, maar Piet was altyd 'n baie individualistiese persoon gewees. Soos ek jou onthou het jy Kyk hoe probeer Melinda onthou. Nee. Nee, jy het regtig jy het 'n wil van jou eie gehad en jy het 'n mission van jou eie gehad en toe jy en Crescentia wat flippin lief en dierbare klein blom was wat altyd in jou sy was. Hulle was regtig waar, hulle was soos Vinkel en Koljander gewees en ek dink Piet het 'n bietjie die appelkar partykeer geskit in die skool, maar vir al die goeie redes. Ja. Dankie Melinda. Kan Ek nou mee vir Suid-Afrika. As jy baie langer was, het jy nou geflip. Ja, ek probeer. Ja. Ernstige vraag Melinda. Yes. Koop jy ooit as jy in Woolies se ry staan, Ernstige vraag kry. skelm 'n sjokoladietjie en eet hom in jou kar voor jy by die huis kom? Ja, natuurlik. Is dit En beloof? eet is die peanut butter frozen yogurt. Oh, En Daar is peanut brittle. hoop. Daar's hoop vir ons almal. Hoorie, dit is, ek dink daar's 'n persoon wat dit doen nie en as hulle sê hulle ontken of dit ontken dan lieg hulle. Regtig. Almal doen dit. Dis wonderlik. Almal doen dit, maar ek staan net wel op en gaan oefen. Ja. Want Jy ek, doen albei ja. ja, ek dis nou somer. ek wil gou by hoor Melinda, en hier is obviously hier is maar my opinie. Ek wil hoor oor die Mevrou Suid-Afrika die franchise en wat julle doen. In my opinie is dit wel dit gaan nie oor die mooiste altyd nie, maar die wenders is ongelooflik mooi en ek wonder altyd soos of hoe dit werk in terme van die res van die land se vroue wat dit support en na dit kyk en so. Dink jy julle represent 'n breër landskap van vroue in ons land want in my opinie is die meerderheid vroue dink ek baie insecure inteendeel en is nie noodwendig so perfek soos wat dit lyk op televisie soos wat dit oorkom soms nie, en het nie geld vir die produkte om mooi te lyk en die make-up en al daai tipe goeders nie. So voel jy nie daar's 'n groot deel van om 'n Mevrou Suid-Afrika te wees om ons land te represent wat nie gerepresent word nie deur die vrou wat die kassier is by die til of wat die ma wat op 18 'n kind gekry het en so aan. Voel jy nie soms daai kant van die spektrum word soms nie gerepresent ook nie?
Ek dink elke vrou in ons samelewing spesifiek het 'n unieke storie wat gekommunikeer moet word. En ek dink Mevrou Suid-Afrika is 'n platform wat meisies se skoonheid gebruik om 'n groter boodskap ook daar buite te kry. En mens sal in 'n absolute dit sal simpel wees om dit te ontken dat dit nog steeds 'n skoonheidskompetisie is, want dit is. Maar daar is soveel ander verskillende platforms dat ek dink wel ander vrouens in Suid-Afrika ook verteenwoordig. Maar wat vir my belangrik is aan Mevrou Suid-Afrika is die feit dat dit vat iemand wat uit enige gemeenskap uit kan kom. Elke liewe meisie wat al deelgeneem het aan Mevrou Suid-Afrika is nie iemand wat uit 'n bevoorregte agtergrond uitkom nie. Ja, daar is soms, maar daar is meisies soos Liesel wat hierdie jaar gewen het, wat uit Adrade Park uitgekom het, wat 'n baie moeilike paadjie al in die lewe gestap het, wat 'n profound storie in 'n testimonie het om te kan deel. En ek dink dit gaan so wees. Elke liewe jaar is daar 'n ander kos, 'n ander tipe storie wat vertel moet word rondom die Suid-Afrikaanse vrou. Of dit is dat iemand uit 'n bevoorregte posisie uitgekom het, gewen het en dan vir haarself moet fend of fight om ernstig opgeneem te word. Dit verteenwoordig een porsie van 'n Suid-Afrikaanse vrou. Ander het weer Liesel se storie, ander het my storie, ander het Rolien se storie. En daar word elke jaar, mens kan nie van een persoon verwag om elke liewe persoon se storie te vertolk of al geleef het nie. Maar dit is belangrik vir haar om daai belang in elkeen se storie te kan hê. Om bereid te kan wees om elkeen die geleentheid te kan gee om die platform ook te kan gebruik om dit te kan voice. En dit is iets waarop ek trots is. Ek dink daar's baie glanspersoonlikhede in Suid-Afrika. En een ding wat my trots maak, die platform wat ek tot my beskikking gehad het, is die feit dat dit is nie hoe net hoe pragtig jy is nie, dit is nie of jy mooi kan sing nie, dit is nie of jy mooi kan dans nie, en hoe goeie akteur of aktrise jy is nie. Dit is 'n paadjie wat jy stap in die lewe waar jy getoets word op jou karakter, waar jy getoets word oor jou drome, jou ideale, jou planne wat jy het vir jou toekoms. En dit is die enigste voorwaarde wat jy dan het om daai platform te kan gebruik. En dit maak dit vir my anders. Watter Mevrou Suid-Afrika het jy nou opgekyk? Wie se storie was die een wat jy bewonder het? Genade, ek sal lieg as ek sê dat daar een was, want ek het eerlikwaar ek het nooit gedink ek sal Mevrou Suid-Afrika inskryf nie. Ek het nie almal se poster op my muur gehad nie, en ek het verseker nie almal se name eers geken toe ek besluit het om eventueel toe in te skryf nie. Dis iets wat ek regtig totaal en al op 'n hoom besluit het. Ek was oorsee gewees, ek was in China vir 6 maande, ek was terribly homesick gewees, en as ek nog een keer paddas of een of ander vreemde ding op 'n menu moes gesien het, sou ek geskree het. Maar jy KFC gegee daar nie. Nee, ek het nie, want ek was bang, dit is ook iets anders. Fried, but it's not chicken. Fried paddaboutjies, lekker. Maar ek het toe daar eintlik vir die eerste keer besef hoe bevoorreg ek is om in Suid-Afrika groot geword het en om ons land te kan verteenwoordig. En dit is toe hoe ek besluit het. Nie die drome en die ideale om op 'n voorblad te kan wees of om mooi rokke te kan dra of om op 'n rand te kan loop nie. Maar ja, toe ek hulle almal ontmoet het eventueel, was ek blown away, want almal het ook sy eie paadjie wat hulle gestap het. So, ek love vir Joanne Strauss. Sy is vir my iemand wat reël is en wat vir my nog altyd net 'n mens gebly het. Sy is 'n ongelooflike grasieuse vrou, 'n fantastiese sakevrou ook, maar sy bly ook maar net 'n mens. En dan Cindy het vir my baie mentorskap gegee my jaar oor hoe my Nelpiet. Yes, Cindy Nelpiet. Om my brand te kan bou, Basetsana is 'n formidable vrou. Ek dink sy is seker een van ons beste Mevrou Suid-Afrika's nog ooit. So daar's baie. En dan Relien, wat nou na my gekom het, na wie ek nog steeds opkyk. En Liesel, wat hierdie jaar is. Elkeen het hulle eienskappe waarna 'n mens kan aspireer. Julle albei strike my nogal is baie optimisties en julle die glas is propvol in julle opinie. En loop so, ek wil by jou begin, Piet. Raak jy nooit gatvol vir die land in terme van, want ons elke dag 'n nuwe storie van of die polisie is korrup, of 'n politikus dit, of dan beklei ons oor die velkleur van die Springbok wat nou die Wendrie gedruk het. So raak jy nooit gatvol en wil jy net gaan flip dit. Ek gooi my papier in die lug, gryp my paspoort en trek Lesotho of 'n ander verder land toe nie. Nee, Suid-Afrika is baie mooi. Dit is 'n baie mooi land. Maar wat is dit wat jou hierso hou en wat jou motiveer om 'n trotse burger te bly? Die weer. Jy kan nie staan nie. Ek kan nie in die sneeu nie. Ek kan nie. Ja, ek dink dit is ons het
verskillende mense. Ons het baie flavour in Suid-Afrika. Ons het ons sleg, maar daar's baie flavour wat jy nie iewers anders gaan kry nie. So ek hou van ons en die verskillende mense. Ek hou van die Afrikaners, ek hou van die Zulus, ek hou van die Soetos, ek hou van die Xhosas, ek hou van die bruin mense. Ek hou van dit is net verskillende mense, jy ontmoet nuwe mense en ons is baie gawe mense. Ja, ons is regtig baie gawe, vriendelike warm mense. So ja, ek hou. Maar dit voel vir my ons is gaaf met die wêreld. Ons is nie gaaf met mekaar nie. Ja. Dis nogal. Maar dis 'n tradisionele ding, dis in ons families ook so. Baie mense is vriendelik met almal, maar by hulle eie huise, they let the guard down. En ons doen dit as 'n samelewing ook. Ja. Ek dink ek is verseker partykeer regtig by my ore en oorlopends toe gatvol vir seker goeders wat aangaan en die uitdagings waarmee mense gekonfronteer word. En ek dink die enigste hoop wat 'n mens het is om te kan sê dat jy is bereid om iewers in daai paadjie jou baksteen neer te kan sê, om te kan sê, flip, ek gaan alles in my vermoë doen om 'n deel van my onmiddellike omgewing te kan verander, om dit te kan nader te kan kry aan dit wat dit moet wees. Ja. En ek dink, as al meer mense is wat eensgesind is in die fight om dit te kan kry vir wat dit moet wees, en nie net gaan sê, ag maar ek gaan sak en pak in Australië of Nieu-Seeland, hier kom ons, gaan 'n mens actually 'n verskil begin sien. Ons kort meer mense wat bold is, wat nie bang is om hulle hande vat te maak nie. Actief Meer is. mense wat nie net gaan praat op die kant en die backseat driver wees nie. Yes, wat nie backseat drivers gaan wees nie, maar wat regtig actually dinamies gaan wees in om iets te kan doen. En of dit is om mense se denkwyse te help verander, en of dit is om self betrokke te raak of om in besigheid invloed te kan hê, maar iewers moet 'n mens iets doen. Jy kan nie net dit net sien uitspeel soos wat dit doen nie. Wat sou jou pad gewees het? Want ek dink meer vir Suid-Afrika het jou loopbaan baie gefokus nou, jy weet, die nalatenskap en wat jy daar geleer het en die geleenthede en jy hardloop daarmee en jy doen dit baie goed. Maar wat sou gebeur het, dink jy, as jy nie deelgeneem het nie of nie gewen het nie? En ek weet nie. Maar jy het jou BCom graad gekom by Tikkies. Jy's intelligent, jy het ambisie. Waaraan het jy gedink terwyl jy 'n student was? Wat het jy gedink wil jy gaan doen? Ek het nie geweet nie. Ek was net soos baie studente wat daar op kampus sit wat iets wat swat partykeer omdat hulle dink hulle moet swat. En ek is baie gelukkig dat ek nog steeds my graad kan gebruik in besigheid vandag, maar ek het regtig nie geweet nie. Ek het oor see gegaan, ek het geweet daar's iets groter in my lewe. En ek het altyd daai honger en daai hinkering gehad vir iets amazing wat moet gebeur. Ja. En ek dink ek het op 'n stadium met ek gevoel asof ek op die sideline van my eie lewe staan en gaan eintlik maar net wil sien hoe dit uitspeel. Maar die dag het my lewe het totaal en al die dag verander toe ek besef het, hoorie sommer, jy is nie 'n produk van jou omstandighede nie en jou lewe gaan nie maar net voortgaan soos wat dit moet as jy nou maar net kyk waar die wind jou gaan waai nie. Jy is 'n produk van jou keuse. So die goeders wat jy besluit is die goeders wat jy realiteit gaan word in die lewe. En om eerlik te wees, ek was nooit 'n wat as mens nie. So ek het eintlik regtig nog niks nooit gedink aan waar ek sou wees as my lewe nie is waar ek nou is nie. Ja. Ek dink baie vorentoe en droom baie vooruit. Maar iets wat ek onthou van jou jaar was, hulle het dit mos uitgesaai in die audisies en op sosiale media, in die tyd wat jy gekroon is, toe jy jou naam nou uiteindelik sê, toe het almal al klaar besluit jy gaan wen. En jy het alles gedoen wat jy gedoen het, dit het gelyk of jy die intention gehad het om te wen, en jou beste te gee. En ek dink baie keer is mense skaam oor om te sê, dis my intention om goed te doen, of is my intention om te wen, en jy was skaamteloos in hoe jy dit gedoen het met styl en met grasie. Ja, ek dink dis baie keer, veral in so 'n situasie waar daar regtig daar's 12 meisies wat almal die intensie het om in te gaan om te gaan wen. Is dit baie keer moeilik om te kan sê, maar dis my eie conviction. Ek glo dit. Of dit gaan gebeur, weet ek nie, maar ek glo dit in alles wat ek is. En baie keer kan mense dit sien as arrogansie, maar vir my was dit eintlik maar net 'n stille confidence om te kon weet dat, weet jy wat, alles wat ek hoop meer vir Suid-Afrika is iets wat ek weet ek is. En of ek 'n kroon het, en of ek nie 'n kroon het nie, gaan ek nog steeds die impak probeer maak wat ek sou as ek die platform het. En ek dink dit is dit wat die verskil gemaak het. Is om te kan sê, weet jy wat, as my vir Suid-Afrika dit nie vir my is nie, dan gaan ek fight en beklei totdat ek wel die invloed het wat ek het met dit.
Ek onthou toe sy gewen het, my hele Facebook wall was vol. Toe wil jy aanvriend. Maar dis seker sê vir jy elkeen waar jy nou in jou lewe is en die kort tydjie wat jy ook al geleef het in jou beroepe, wat is die een ding wat julle geleer het, wat julle sal saamvat en wat julle net sou in 'n mate anders doen? Ernst Ruud het vroeër gesê, toe hy net begin in politiek, het hy vir Eugene de Blanche 'n e-mail gestuur en gesê, jy is dalk die witte leier, maar jy is nie my leier nie. En hy het besef, hy moenie so arrogant te kere gaan met sy invloed en so aan. En so wat is daai een ding in julle elkeen se verskillende beroep wat jy geleer het, wat jou bietjie gehamel het, net besef het ek moet dalk minder so wees en bietjie uitkyk vir dit? Ek het geleer, jy leer elke dag iets. Ek weet nie alles nie. Net wanneer jy dink jy weet, en ek obviously ek is nog 26 en dat is baie om te leer, maar net wanneer jy gemaklik raak en sê ek weet. My ouderdom se hardop sê nie. As jy dink jy weet, dan is daar 'n ander curve en dan besef jy weet nie. So dit is, want ek het soos toe ek in my ou werk ingaan, toe dink ek weet. Toe ek van skool af universiteit het ek het gedink ek weet sekere goeters en dit het my verras. So nou vorentoe wat ek doen is ek gaan in en ek spits my ore. Ja. Jy's maar meer oop in jou luister. Ja. Melinda? Ek dink ek het geleer om nie bang te wees om foute te maak nie. Ek het nou die dag dat ek iets op my Instagram gepost en dit is eintlik het ek self net gou 'n oombliekie moes geneem het om net dit te kan besef dat you shouldn't try to be perfect because perfect is boring. Perfect is unrelatable. En om nie bang te wees om foute te kan maak en om weer te kan probeer nie en om te kan opstaan en dan oor te kan begin en weer nie te kan begin en iets anders te kan aanpak nie. Want ek dink daar's baie mense wat so bang is om 'n fout te maak dat hulle nooit begin met iets nie en hulle nooit hulle drome en hulle ideale probeer aanpak nie. So ek is nie bang om uit my comfort zone te gaan en ek het geleer om nie bang te wees vir uitdagings nie, want dit is waar mens groei as 'n mens. As jy net gaan sit binne in jou comfort zone, die enigste plek waar jy dan gaan groei is om jou middel. Maar ek wil terugkom na jou punt van om nie perfek te wees nie, want mens kan nie relate met dit nie, maar hoe lyk daai prentjie in die tipe beroep waarin jy is? En ek is ook in 'n mate in dit, want dis die musiek word die beste geproduce en magazine covers is altyd die mooiste en is Photoshop en is perfek. So hoe kry mens daai boodskap daar buite wanneer die cover van elke magazine foutloos mooi perfek Photoshop is en obviously die vrouens waarop is ook mooi en die mans, maar hoe kry mens daai reg? Hoe kry mens die boodskap oor van dis okay om nie perfek te wees nie, maar meanwhile kyk jy vas in 'n perfekte foto? Ek weet nie hoe om dit te kommunikeer aan die hele wêreld nie, maar ek weet hoe om dit te doen in my onmiddellike omgewing en met die jong meisies waarmee ek elke dag gekonfronteer word. En 'n baie eenvoudige en praktiese ding wat ek geleer het om te doen is ook om daai eerste persepsie en verwagting totaal en al af te breek. So as ek met daai meisies praat en ek op die voorg gaan, dan trek ek my skoene uit, ek vee my gremering af, ek maak my hare in 'n ponytail op my kop, ek trek my sweatpak aan en dan praat ek met hulle. So jy's kwesbaar. So is om jouself vulnerable en kwesbaar te kan maak en om regtig reël te kan wees. Dankie nog iets op die hart. Niks is op die hart nie. Ek wil jy gou vir ons laaste ter afsluiting vir ons sê die plot twist wat in Seeland kom, mag jy vir ons sê wat die kykers kan verwag? Wel, wat môre gaan gebeur? Nee. Jy gaan jou werk verloor. Ja, gaan my werk verloor. Ag, maar baie dankie, dit was lekker. Ja, en mense moet begin Seeland kyk want dit raak booming, dit raak lekker, dit raak popping. En mense moet ophou, hulle moet ophou op internet lees, hulle moet koerant lees. En is lekker om jou koffie te drink. Ek veg nog vir koerante, vir papier. Ja. Al werk ek nie meer as 'n joernalis nie, want ek weet hulle werk baie hard. Ja. Het jy nog 'n closing? Jy's 'n ou. Nee, jy's maar ek is net so geïnspireer weer. Ek besef net ons moet net al hoe meer praat en aanhou praat met mekaar en dan gaan ons op belangrike plekke afkom in oomblikke. Ja, ek dink ons lekker om van mekaar te verskil en mekaar se opinies te hoor wat hierdie tipe goeters aangaan. Wil ek jou naweekplanne, rugbyplanne? Môre is groot blou bulle. Ons gee die hele kry halfprys omdat dit Women's Month is, kry die vrou halfprys. Ek weet nie eers daarvan nie. Maar jy is 'n bil, nee Melinda. Ek wil net dit ek is nie 'n bil nie. Ek was 'n bil en toe het ek met 'n bil getrou. Nee, hy is nie regtig bang nie. Nee, hy is 'n shock en ek het baie besigheid gedoen en ek is nou shockie. Ek is 'n huge shock. Hy is 'n shock. Ek weet nie meer shock is. Oor dan nou shock is. Ja, ek is 'n shock. Piet, wat is jou naweekplanne? Ek gaan werk hierdie naweek en ek gaan slaap en ek gaan net 'n alkoholietjie inneem. Alkoholietjie. Ja, net om stof inneem, net vir motivering vir werk. Net jouself hydreer. Ja. Sal nie moeg geraak. Ek het nou baie water gedrink. Een ding wat ek wel hierdie naweek gaan doen of vanaand gaan doen, is ek gaan die eerste keer in my lewe alfa moet eet. By wie?
by vriende van ons en ek weet nie of ek Is dit 'n temapartytjie? Nee, glad nie. Ek dink ek is nie, ek voel te sleg om te sê ek het nog nooit Thema is afval weer geëet. weg. Weet jy wat is So lekker? ja, so ek Maar gaan jy is soos vreesloos. brawer uit hierdie naweek uitkom. Ek het lank terug, maar baie lank terug, ek het nie weer kans gesien om dit weer te doen nie, maar baie lank terug toe ek dit wel geëet het. Hoenderdarms lekker gebraai, was baie lekker. Uitpaas. Maar nou nee, ek het dit nie weet nie. Ja, so dit gaan opwindend wees vir my die naweek. Hopelik Elise, het jy al afval geëet baie? Ek het nie ek word naar as ek 'n bakkie oats moet was. Daai tekstuur gooi my net, ja. Dis baie. Nee, Maar dankie dat so- julle almal op die show was vandag. Ons waardeer dit Dankie baie baie, lekker. dankie. Julle moet 'n lekker naweek naweek julle. Lekker naweek Lekker naweek verder vir hê. julle. Veilig reis. Dankie. Cheers. Totsiens. Bye. This is CliffCentral.com.